In 2006 het Nikkie van der Linde by sy pa op hulle plaas Geelbos aangesluit. Sy oupa grootjie het die plaas in 1950 al begin. Ongelukkig is Nikkie se pa in Desember verlede jaar aan kanker oorlede. Vanaf 2012 fokus hy op mielies en soja en met passie sy stempel op die boerdery afgedruk. Onlangs is Nikkie aangewys as die TLE SA se jong boer van die jaar 2023. Nikkie se 17-jarige landboureis is 'n aangrypende verhaal van toewyding en uitnemendheid. Lekker leer en lekker luister. Nikkie, ek gesels al klaar verskriklik lekker met jou. Dankie vir jou tyd, dankie dat ons 'n bietjie dieper kan delf om jou gesels vandag. Nee, Jacques, baie dankie, dit is 'n voorreg. Ons gesels baie lekker. Dankie dat jy by my is. Wil jy maar gee ons 'n bietjie agtergrond. Waar kom jy vandaan? Waar is jy gebore? Getoe en natuurlik die pad wat jy gestap het. Ja, Jacques, ag nee, ek is ook al die 4de generasie op Standerton. My oupa grootjie het hier laat 40s, 1950s wêreld hier aangekom. Ja, en is dit tradisioneel landbouwêreld? Ja, nee, definitief. Dit is nog al die jare landbouwêreld hierso. Saai is 'n groot gedeelte van die landbou hier by ons, maar vee ook. Ek dink ons het 'n soet gras met soetveld. Die beeste doen goed hier by ons. Maar ja, so my oupa grootjie het in die 50er jare hier aangekom en hier begin boer. Ja, toe hy 3 seuns gehad, waarvan my oupa een was. En toe hulle die boerdery opgesplit tussen die 3. Ja, en toe my oupa 2 seuns en 'n dogter gekry. En toe hulle gedeelte toe hier in die middel, ek dink dit was hier 596, toe het hulle weer opgesplit. En so, ja, ek is in die vierde geslag, ek en my pa saamgeboer, eintlik van kind af, het ek saam met hom in die bakkie rondgery en trekker gery en beeste gekyk en in die modder gespeel en so aan. Maar ek het in 2006, na ek by die Universiteit van die Vrystaat was, het ek by hom aangesluit in die boerdery. En ons het baie lekker saam geboer. In 2012 het ek omtrent, ja, ek dink plantseisoen in 2012, het ek die saaiery half oorgeneem, en hy het aangegaan met die beeste. Hy was eintlik maar 'n beeste, hy was 'n stokman geweest. Maar hy het gesaai, omdat hy geweet het ek is lief daarvoor, en hy het die saaiery groter gemaak, juist, omdat ek lief was daarvoor. Sy weet, ek wil sê, hy was daai vooruitsig. 100%, ja. So ja, toe ek in 2012 self die saaiery maar behartig, hy het die beeste, maar vir die finansies en die boeke het hy ons saam gedoen. Hy het uitstekend met dit, hy het gestudeer in die rigting ook. Okay. So hy was 'n sommerman, hy kon ongelooflike somme maak, vinniger as wat ek het met 'n calculator kan doen, kon hy dit doen. So ja, ons het dit so saam behartig. Ongelukkig is hy nou 22 Desember maand dood aan kanker. Ja, nee, baie dankie. Maar nee, ek is regtig waar dankbaar dat ek vir 'n hele klomp jare saam met hom kon boer. En jy weet, hy was my mentor. Hy het my geleer meeste van wat ek weet. En nie net in boerdery nie, maar ook in menswees. Hy was 'n ongelooflike vriendelike man met goeie menswaardigheid wat almal met respek behandel het. Ek dink dit het vir my vreeslik uitgestaan van hom. Hy was regtig merkwaardig in die opsig. En ja, by die Vrystaat was ek eintlik vir rugby geweest. Ek was nie daar vir studeer, as jy dit so kan nie. Ek dink by die departement landbou is die primêre. Nee. Ek moes wel landbou of Beatrix studeer. Ek moes studeer om poog. Ja, moes poog om rugby te speel. Maar ek was eintlik daar vir rugby geweest. Ek het vir die universiteit onder 19A gespeel, en toe het ek 'n kontrak met die Vrystaat ook gehad. Ag, maar dit was van korte duur, en ek is in een kant spyt daaroor, want ek het 'n groot rugbesering opgedoen. En die dokters het toe vir my gesê, man, daar's 'n groot risiko as hulle moet opereer, of ek ooit weer regswel kan loop. Hulle voorstel is dat ek dit maar net stop. So dit was vir my baie hartseer, maar ek glo ek moet altyd aan die positiewe kyk, jy weet. Nou het ek soveel meer tyd saam met my pa spandeer. Ek kon verskriklik baie by hom leer. Jy weet, ek het 'n vrou en 2 pragtige kinders. Ek sou hulle 9 nie gehad het as ek nog daar was nie. Weet, ek is nou 36 jaar oud. Sê nou maar
'n ou het professioneel gespeel. Ek sê nie ek sou nie, maar sê nou maar 'n ou het. Dan het ek op 3-34 jarige ouderdom dalk eers. Ja, ek sê 10 jaar. Ja, jy weet. So nee, ek kyk na die positiewe en ek is dankbaar vir wat ek saam met my pa kon doen en my vrou en my kinders. So nee, ek is dankbaar en ek dink uitgedraai soos hy moes. Maar ja, ek het nou vir jou 'n vraag, want ek's byvoorbeeld ek's 'n mede-oudkopsie. Okay. Ek's 'n trotse Vrystaat. Hoekom Vrystaat? Hoekom nie Tuks byvoorbeeld daai tyd? Man, wie ek het by ek het in matriek het ek Kruiwenweek rugby gespeel. In daai jaar was dit by Grey College in Bloemfontein, die Kruiwenweek. Okay. Maar ek het by die Blou Bulle, by die Leeu's, by die Sharks Academy en by die Vrystaat het hulle my kontrakte aangebied. Maar ek dink die groot ding vir my het maar gegaan oor die laat ek kon landbou studeer. Tikkies en al die ander ouens het ook landbou gehad. Die Sharks Academy was dan nie dit nie. Maar ek dink dit het maar gegaan oor die landbou faktor. En ek is 'n Vrystater. Ek skree vir die cheetahs, so jy weet dit was vir my amper nou breiner. Ja, so nee, ek dink dit is maar die landbou en dis my unie waarvoor ek skree. So ek spoil een van my, ek vertel jou van my pelle Pierre op Wesselsbron. Hy sê vir my, hy het alles vir my vertel. So al jou is natuurlik Jesse Agriek. Die koshuis, toe sê hy vir my, sy pa sê is goedkoper. Sy graad goedkoper is al die stront hy gaan aanjag op die plaas. Ja, verseker, definitief. Dis al die staan. Ja, verseker. Hoorie maar, kom ons praat 'n bietjie. Jy het nou gepraat gewasse, bees. So, vertel ons 'n bietjie meer van presies waarmee jy boer en dan 'n bietjie wat's die, weet ek wil sê hoekom, wat's die voordele daarvan en natuurlik wat's die uitdagings. Ja, kyk, ons boerdery deesdae, soos ek jou gesê het vroeër jare was dit meer as 'n beesboerdery as 'n saaiboerdery. Maar van 2012 af het ons die saaiboerdery baie vergroot, maar ons het nie die beesboerdery verklein nie. Hy het aangegaan soos hy aangegaan het. Ja, wat se ras is dit? Man, my pa was al die jare Afrikaner beeste. Hy was Ja, dit moes jy om die draai begin. Ja. Afrikaners, of is ek Nee. Boervelders. Ja, nee, dis Boervelders. Nee, ek dink as jy praat van die Afrikaners, kyk as jy in Hoofstad inry, dan sê hulle ons hierdie is Afrikaners wêreld. So ek glo niks met die mense te doen. Ja. Nee, so toe ons die saaiery begin groter maak, so vandag hier waar ons nou sit, is die saaiery, as jy gaan kyk na omset, jy weet, ja. Sal ek sê as die saaiery omtrent 95% en die beeste 5%, okay. Maar as jy gaan kyk na die grootte van die goed, sal ek sê as die saaiery omtrent 70% en die beeste 30%. So daai waardekomponent van die beeste is Ja. Yes, ja. So nee, ons is groot in die saaiboerdery. Ons verbou sojabone en mielies op 'n 50-50 basis. So elke jaar dan ruil ons dit om, die lande wat mielies gehad het, kry sojas en vice versa. Ek dink dis 'n praktyk wat vir ons werk. Ek is ook 'n ou wat nie nou tot nie, ons werk nog die grond. Ons doen ons winterbewerking voor planttyd. Na planttyd skoffel ek nog my kunsmis in. Ja, dit is maar ook groot geword het. En dan op 'n of ander dag, jy weet, ek sê, hoekom gaan karre 'n ding wat werk? Dit werk vir ons bitter goed. Ons kry baie goeie resultate. So ek is 'n ou wat glo as iets werk, hoekom moet jy nou dit gaan karre? Ja. Ek sal hom wel tweak, jy weet, ons sal definitief klein goedjies verander en kyk en proewe doen en so. Maar dit vir ons boerdery werk dit byk. En dan aan die beeskant was my pa al die jare 'n stoetboer gewees. Inteendeel, ons het die grootste Afrikaner stoet in die wêreld gehad. Dis eintlik nou maar die suidelike halfrond, maar in die wêreld gehad. Hy was vir 'n klompie jare die president van die Afrikaner Beestelers Genootskap. Hy was vir 'n klompie jare visiepresident ook gewees en hy het sy hele lewe eintlik as lid van die genootskap gedien, jy weet. Hy was regtig waar passievol oor beeste en oor Afrikaner beeste, maar beeste in die algemeen. Inteendeel, hy het, en ek dink dit was die laat 80er jare, het hy gehelp skryf aan die veeverbeteringswet van Suid-Afrika. So hy was 'n groot gees in die beeste.
Baie ouens het, soos ek jou gesê het vir my gesê, hy is nie 'n boer nie, hy is 'n stokman, jy weet, hy en die diere het mekaar verstaan, dit is net hoe dit gewerk het. En, maar ek het baie agting vir hom, dat hy gesien het sy seun, hou van beeste, maar ek is 'n eysterman. Dis nie my passie. Ja. Jy weet, en hy het regtig uit sy pad uit gegaan om dit vir my moontlik te maak, om te kan saai. So nee, ek het baie waardering daarvoor, en ja. Ja, nee, is kragtig, nee. Ja. Ek sê weer, is daai, nou maak jy reg vir daai 5de generasie. Ja, verseker. Dis weer daai legacy komponent. 100%. Ek is eintlik baie bevoorreg, ons praat sommer nou oor die 5de generasie, my seentjie David, ek het hom vernoem my pa, hy is nou 8 jaar oud, maar hy het hy kon skaars loop, toe het hy al saam met my pa in die bakkie rondgery. Hy het saam met my gery, maar hy was om met oupa ry, dit was vir hom lekker, ek dink hy het baie meer sweets gekry, en hy kon meer doen wat hy wou. Kan nie oor die hondjie, ek dink en nou, want hy het enige vriend van my gesê, hulle sommer in die dorp op 'n agterstraatjie, my pa en my seun gery, maar toe was hy, ek wonder my 5 jaar oud was, en die pel van my sê, my pa het sommer van my 2 hande gewaai, want die seentjie sit op sy skoot en bestuur die bakkie, so ek dink hy kon baie reg kry met my pa, maar wat ek baie dankbaar voor is dat my pa vir hom die liefde vir diere geleer het. Hy is die beesman. Ja, hy hou van die saaiery, hy is baie lief vir die saaiery, maar hy is regtig lief vir diere ook. Nou dit kan in sy gene ook wees, jy weet, my pa het sy hele lewe lank probeer om my te leer om lief te wees vir diere, maar ek is lief vir hulle, maar dit is nie my passie nie. Op 'n stadium het 'n vriend van my pa vir hom gesê, man, hy moet vir my perd koop. En ek het toe baie goed gedoen in perdry op laerskool. Ek het provinsiale klere gekry in perdry, show jumping, dressage, gewone skou alles. Maar dit het my nie liewer gemaak vir diere nie, dit het nie gewerk nie. So ja, nee. Wat is die uitdagings? Ek wil wat is die groot uitdagings huidiglik? Weet, en ek wil amper sê as jy 'n bietjie in die toekoms, wat? Man, definitief, ons hoë insetkoste met as jy het vergelyk met ons graanpryse, dink ek is 'n groot uitdaging vir ons, jy weet, om die pot aan die kook te hou. En jy kan minder foute maak. Ja, daar is daai spasie. Nee, jy kan nie. Kyk, vroeër jare kon ons, jy weet, jy kon regtig kanse vat. As jy gesien het die weer sê oor 'n week of oor 7 dae gaan dit baie reën, weet, dan kan jy sommer in die droëgrond gesteek het en geplant het, jy weet, en as daar 'n foutjie kom, dan doen jy dit oor. Daai is uit, jy kan dit nie meer doen nie. Jy moet seker maak, dit wat jy doen jy reg en dit gaan werk. Maar ek sal sê, ja man, ons rand is baie swak, jy weet, as jy gaan kyk na rentekoerse, al die goeders, ons insette is net sky high, dit is te hoog, as jy het gaan vergelyk met ons graanpryse. So dis vir my 'n groot bekommernis. En dan, ek dink nommer 2 ook, jy weet, ons boere staan alleen, ons het geen ondersteuning van die regering af, of het nou is met subsidies, of met, jy weet, as daar groot veldbrande was, of as daar 'n hense droogte kom, jy weet, kom ons sê nou maar, hierdie jaar, hulle voorspel reeds al nie nou, is daar 'n verskriklike droogte, nou sê die hele Oos-Transvaal, of Mpumalanga, wat ook al, met 'n moviese missoes, daar is niemand wat jou gaan back of jou bietjie gaan probeer help om net, jy weet, daai berigte oorkom nie. So dit is vir my 'n groot bekommernis. Maar ek sal sê die grootste een is maar ons insette, en ek praat net van saadkuns, gif, die toerusting, jy weet, alles is net verskriklik duur, en die graanpryse styg nie vir my saam met die inflasie van die toerusting en die saadkuns, gif nie. So dit raak net al hoe moeiliker, jy weet, om by te bly met tegnologie, en dit is maar vir my 'n bekommernis. Ons het 'n baie interessante gesprek nou, voor ons nou gaan opneem met juist oor toerusting komponente waar die Chinese, die ander hand, nie is die Chinese, net ander handelsmerke wat nie so tradisioneel is in die Suid-Afrikaanse mark nie, maar ek wil sê die kwaliteit is daar, die parte is daar, die voorraad is daar, maar die pryse is die helfte van die prys, die helfte van die koste. Ons het so 2 jaar terug, ek gaan nou nie name noem nie, maar het ons, van een van fabrikaat af, geskuif na ander ene toe, met ons groot trekkers. Ek praat nou van die risperband trekkers wat die
primêre werk doen. En jy weet, as jy gaan kyk, die prysverskil tussen die twee fabrikate was amper 4 miljoen rand gewees vir 'n trekker wat dieselfde job doen. Ja. En hy is tegnologiegewys net so goed. Nou ja, ek verstaan en ek aanvaar sy tweedehandse ware gaan seker nie so goed wees nie. Maar ek dink ek het klaar geskoor. Nooit nie. Ek dink ek het my geld klaar gemaak. Ja. En jy weet die trekker werk nou al vir 2 seisoene. Ek dink hy gaan nou sy 2000 uur diens kry. Hy het ons nog nie moeilikheid gegee nie. Zero, zulks, niks. Hy loop net. So ek dink regtig ouens moet maar kyk. Jy weet, dit is nie te sê of jy nou van blou, groen, geel, pink of rooi hou. Stiek toe op dans en gou net vir dit nie. Ou moet begin shop. Jy moet kyk waar kry jy die beste deals met die beste pryse, met die beste naverkoopdiens. En ja, ek dink nog steeds tweedehandse ware speel 'n groot rol. Maar nee, definitief jy kan nie meer net gaan omdat jy van 'n kleer hou koop dit nie. Jy nou 95% split, nee, eerste versus saai. So wat voel jy as jy nou môre met hierdie hoër insetkoste, waar gaan haal jy daai onmiddellike besparing? Is dit in die toeriste? Weet waar jy sê met jy net so 4 miljoen in die kostestruktuur kan. Ja, waar gaan jy daai besparings soek? Wie wat nee, ek dink as ek moet kyk na besparings, begin nou punt nommer 1 by banke. Jy kyk wat hulle jou kan bied en wat die kostes daaraan verbonde is. Daar kan nou baie geld spaar. En dan ek dink as jy kan kyk na die produkte wat jy gebruik, saad, kunsmis, gif. As jy dan na die verskillende maatskappye toe gaan en dan kyk jy na tegnologie, byvoorbeeld in saad, as jy na die GMO mielies byvoorbeeld kyk wat Roundup gene het en wat BT gene het, hy is maar ek dink hy is dubbel duurder as wat jou gewone mielie is, wat nie daai gene in het nie. So jy kan baie bespaar daar, as jy gaan kyk byvoorbeeld wat ons doen na kunsmis. Kunsmis weet almal het geskyrocket laas jaar. Hy is hierdie jaar omtrent as ek gaan kyk na die rouproduk, is hy omtrent, ek sal sê 28-30% weer goedkoper. Hy was mos dit op saai iets soos 43%. Ja, nee, dit is ongelooflik. Malligheid. Totaal en al. Maar wat ons boerdery byvoorbeeld nou doen is, ek kry hoendermis by 'n klomp hoenderboere hier om ons. Standaard is nogal bekend vir sy hoenders, want omdat Ellie Bird se fabriekie by ons in die dorp is, so is baie hoenderboere hier om ons. En dan ry ek met my eie transport baie mis van Karrenbeef af. So ek maak my eie kompos. Ek gooi dit nie rou op die lande uit nie. Ons maak ons eie kompos. Maar ja, ek sê rou materiale is net goedkoop inset. As jy dit self kan ry, is dit baie goedkoop. Dit help nie jy kry 'n transporter om dit vir jou te ry nie. Dan maak jy soms nie sin nie. En as jy met jou eie trokke daai produk kan ry en baie ouens strooi om so rou op die lande uit, maar ek's bang vir dit. Jy kan jou grond baie vinnig suur maak. En jy moet baie meer uitgooi om 'n effek te kry. So wat ek doen is ons ry dit na 'n site toe op die plaas. Dan sit ons refoer by en ons sit kalk by en ons gooi hom nat en ons roer hom. En dan op die vroegte sal ek hom 'n jaar na op die afgelaai gooi. Eintlik eers 2 jaar na. En dan dit help ongelooflik baie met jou fosfate. Hy sit vreeslik baie van fosfate terug in jou grond, maar hy sit ook seker ons kompos tussen 7 en 8 en al neer in jou grond. Stikstof. Wat 'n groot faktor is. Ja. So kom ek sê byvoorbeeld ek en my partner juist met die kompos ding begin in 2012. Maar vroeër jare het ons met 350 of 400 kg 'n hektaar plantmengsel kunsmis geplant wat 'n 543 mengsel was. En dan het ons 250 kg ingeskoffel vir ons tommelnesting. Vandag plant ek met 250 en ek skoffel 140 in. En ons opbrengste word al hoe beter. Ek sê jy het 'n beter produk. Beter produk. So ek sê nou vir jou, ons het ons kunsmis met ten minste 1/3, as dit nie 40 of 45% is al gesny. Yes. Net met die kompos wat ons maak en dit op die lande uitgooi. Dit werk vir ons soos 'n bom. Dit werk ongelooflik goed. So jy sê nou jy 2012. So eers die vraag wat ek wil weet is hoe leer jy? Jy weet
jy het nou hoe julle in 2012 tot hierdie gevolgtrekking gekom hierso is ons traai hierdie. Ek wil nou met die raad van tegnologie raad. Ek het actually hier 'n vraag wat jy het my nou vertel dat ek was oor baie daarmee dat aan die natuur geleer het. Hy het gesê boere moet sinoniem met die natuur wees. Ek wil nou nie vir my daar moet saam met die natuur wees. 'n voorbeeld wat hy altyd gebruik het is as hy het ook al in sy lewe 'n paar keer onderhoude gevoer en goed met beeste. Ja, 100%. En sy antwoord is altyd ek boer eintlik met gras. Boer nie met beeste nie. Want as ek nie gras het nie, moet ek die beeste kwaliteit beter. So jy weet ons boerdery streef daarna om sinoniem met die natuur te werk. En so het ons maar begin navorsing doen en ek en my pa het eintlik gesprekke gehad oor dit en gedink hoe kan 'n ou ons insette afbring maar nog steeds dieselfde resultate kry. En ons jy sê nou julle 20 kunsmisrep of wat ook al wat ons kon sien het ons het met hom gepraat en hy het vir ons gesê maar jy kan my karambief goedkoop om hierso is miskoop en jy weet koste van homself. Ja. So dis weer daai die ouens verstaan hy het ons 100% gehelp, 100%. Ja. En hy het gesê so ja, dit is maar hoe gekom het en toe het ons 'n proef gedoen ons het eers klein begin maar ons altyd gebruik het is ook 'n ding dit is ook vir jare vir nie dat jy gedadelik resultate kry nie dit was 3-4-5 jaar voor hy reg sy antwoord was altyd begin boer eintlik met resultate toon boer nie met beeste so dit het maar 'n proses gevat maar ek dink punt nommer 1 omdat ons soja en ons mielies elke jaar streef daarna sojabone sit al reeds baie stikstof in die grond dit is die voordeel die volgende voordeel en so het ons omdat hy baie Roundup en redelike agressiewe gesprekke gehad oor dit en gedink sojabone spuit is jou lande die volgende seisoen as daar mielies kom ons insette alreeds redelik skoon so ek sal die mielies wat die Roundup geen in het en nodig nie ons bespaar baie geld op dit kunsmisrep of wat ook al wat ons die stikstof wat die moontjies in die grond sit help alweer baie met die maar jy kan my karambie verminder op my plantmengsel maar saam met die kompos dit werk as 'n bom en kyk reën is 'n groot faktor ek sê 50% is wat die boer doen en 50% is water dit is wat dit is ja, dit is maar hoe dit gekom het en toe het ons 'n proef gedoen ons het eers klein begin as ons gemiddelde reën kry is ook 'n seisoen jy weet as jy van die jaar gooi nie dink jy gaan daar net altyd 'n bietjie beter en ek dink regtig die kompos is 'n groot faktor wat dit aan betref. Juis om baie meer fosfate in jou grond te kry. Want ons het nou weer presisie kaarte getrek wat ons nie die grond toets nie. Ons het die grond se profiel ook gaan kyk. So hulle het geboor en gekyk hoe diep is jou grond, wat se tipe grond is dit, wat gaan onderaan. Die ou het nog wel 'n mooi aanmerking gemaak. Hy het gesê ons het 'n ekstraal geneem en ons het bloedtoetse gedoen. Verstaan jy? So, dit het nogal my bygeval. En as jy gaan kyk na ons gronde hier in die Hoëveld, veral op my perkopplase is baie sanderige grond en hy is lief om te loog, jy weet. En die groot probleem by ons van die loging is nie jou stikstof nie, dit is jou fosfate. So ek is baie adamant en ons gooi baie kompos om ons fosfate reg te kry. Dit is baie goedkoper om dit met kompos reg te stel as wat jy dit met 'n kunsmis moet regstel. So nee, dit is vir my 'n no-brainer, dit is hoe dit werk en ek is dankbaar dat dit baie goed. Ek wil sê nou is al 'n trick question. Terug te kom na hoe leer jy? Ons weet nou julle boere, julle studiegroepe ons oor die braai en die brandewyn en die golf. Ja. Lyk jy jou institusie of het jy 'n buurman wat jy nie kan noem wat hy het nou sy manier en hy het 'n saak of is die ouens vinnig om sê luister dit werk kom ek probeer dit ook. Want weet wat jy ek dink regtig die boere is ek sal nie sê daar kompeteer maar in 'n goeie gees. Ja, as jy hoor wat ek sê. Is nie net ego nie. Nee, glad nie. Ek dink ons leer ongelooflik by mekaar. Ek het 'n klomp dinamiese boere hier en in Perkop wat my buurmanne is. Ouens wat regtig verstaan wat hulle doen en ons het 'n goeie verhouding met mekaar. So ons of dit nou by 'n braaivleis is en of ons mekaar in die dorpraad loop of een by die ander gaan koffie drink, ons deel met mekaar ons suksesse en wat ook nie werk nie, jy weet. En ek sê altyd ou moet mooi gaan kyk wat jou buurmanne doen.
maar en dan behou jy die goeie. Maar toets dit net eers. Kyk of dit vir jou werk. Jy weet, my oupa het eendag vir my gesê, die dag as jy na een van jou buurmanne toe gaan en jy hou waarvan hy doen, en jy gaan presies daai dag en jy gaan doen dit soos wat jou buurmanne doen, dan gaan jy gaan sê, dit gaan nie werk nie. Maar ek dink tog, ons leer maar, by mekaar vreeslik baie. Jy weet, selfs die TLE kompetisie wat ek nou gedoen het, dink ek, is 'n goeie leerskool. Jy meet jouself teen ander dinamiese jong boere. Jy nie andersins nou, precies. As jy mense al in die Kaap sit, as jy met tafels. Ja. En, so ek dink dit, vir my persoonlik was dit een van die dryfvere hoekom ek dit gedoen het. En dan, jy weet, swat, gaan lees op. Die Landbou Weekblad is 'n wonderlike bron. Jy kry baie inligting daar. Maar nie net dit nie. Ek hou daarvan om YouTube video's op te kyk van die Amerikaners. Jy weet, spesifiek oor plantdiepte het ek gaan navorsing doen by die Universiteit van Georgia in Amerika. En jy weet, jy kry inligting daar wat ons nooit hier sal weet nie. En jy hoef nie, ek dink baie mense ignoreer dit soms, want dit is soos Amerikaan. Van toepassing. Ja. Maar dit is nie waar. Nee, dit is 100% van toepassing. Ek meen, dit is 'n mielieput. Daar, hulle het grond, ons het grond. Of die grond nou daar 'n bietjie terwerreus of bietjie leemder of sander. Hulle gee vir jou al jou grondtipes. Hulle sê vir jou by elke tipe hoe diep jy moet plant en hoekom jy dit moet doen. En jou spasiering en alles. So nee, ek dink ek leer baie uit lees uit. Vreeslik baie ons boere as gemeenskap saam. En dan, jy weet, ek prikkel my brein baie met sulke goed as ek iets raak lees of ek hou daarvan om my voete moet op my lande wees. As daar iets is wat ek oorwonder of wat ek nie regtig verstaan nie, dan doen ek navorsing. Dis my lekker om te kyk. En ek dink ou leer vreeslik baie so hoor. Ek wil vinnig weet net stil staan by die verskaffers. Jy weet nou, jy sê hier was 'n fantastiese voorbeeld van die, ek moet sê die kunsmisman wat die groot prentjie verstaan om daai waarde toe te voeg. As jy sê ten koste van jou, nie net ten koste, ek dink vir die langtermyn 100% verhouding is dit baie waardevol. Watter ander verskaffers speel 'n groot rol? Ons het nou, ek wil sê, dit raak ook aan tegnologie. Ons het oor banke gesels. Wat weer eens moenie net aanvaar wat jy het. Is die beste noodwendig of blindelings? 100%. Man, ek het 'n staaltjie om te vertel en jy gaan over my lag, want dit gaan oor golf. Ons was vroeër jare om met 'n golf so 'n channel. Maar ons was vroeër jare, seker 3 jaar terug. Toe was ek ons was by 'n spesifieke bank in Suid-Afrika gewees en ons het regtig begin sukkel met die landbouafdeling. Ek dink punt nommer 1, hulle het nie ouens in die posisies geplaas wat landbou besigheid verstaan nie. Dis ouens wat uit die stad uitkom wat met ander besighede werk. Hulle besigheid se besig. Presies, hulle verstaan nie hoe werk landbou nie. Hulle verstaan nie dat jy een keer 'n seisoen jou geld inkry en jy moet budget vir die hele seisoen. Jy weet, ons het dit nie met hulle begin regkom nie. As 'n ou wil heraansoek doen vir jou insetfinansiering, dan vat dit 4, 5, 6 maande voor hulle dit reg kry. Ons het regtig begin sukkel. En ek het toe eendag saam met 'n vriend van my gaan golf speel op Bethal. En toe speel ons toevallig so saam met 2 dinamiese ouetjies van Netbank. En ons het gespeel en niks daarvan gemaak nie. Ons is huis toe. En seker 'n maand of 3 later, toe sê ek vir my pa, nee, ek dink ons moet daai ouens kry. Jy weet, net vir 'n kwotasie en hulle gevoel kry. En ons is aangenaam verras geweest. Dis 'n klomp jong ouetjies, dinamiese ouens. Dis ouens wat verstaan wat ons doen. En ons het toe besluit om oor te skuif Netbank toe. En dit was, ek dink, korttermyn een van ons beste boerderybesluite, besigheidsbesluite wat ons nog kon doen. Pragtig. Het gaan ongelooflik goed. Ouens dien ons ongelooflik. Jy weet, as jy hom bel is hy daar. Dit is nie meer van ry tak toe om dokumente te teken of om jou goed te doen nie. Hy kom na jou toe. Hy sit nie by jou in jou kantoor. Hy is proaktief. Jy het private aandag van hom af. Dit werk soos 'n bom. So dit is 'n groot ding. En ek is baie bly ons het daai stap geneem. Ek sê al jy weet nie wat jy weet. Ja, 100%. Ja. Wat van ons nou gepraat weer so dierinsetkoste, diesel, jy weet ons die verhogingsgoeders, wat gaan aan daar in terme van julle dieselverskaffers, die rol wat om seker te maak jou diesel
kry nie voete nie. Ja. Jong, ja. Wat doen julle? Kyk, diesel bly maar 'n bekommernis. Ek sien nou weer hulle praat van nog 'n R2 tussen 50 en 80 sent verhoging aan die begin van Oktober maand. Jy weet dan het ons in 5-6 weke amper met R5.50, R6 geklim. Dis eintlik dit maak nie sin nie. Jy weet, ons gaan nou in 'n plantseisoen waar ons baie diesel brand. Ons boerdery persoonlik brand tussen 5 en 7,000 liter gemiddeld 'n dag. Jy weet, so dit is 'n groot bekommernis, maar ons het 'n dieselverskaffer wat nou al, ons kom al jare met hom, is eintlik 'n groot vriend van my, Quantum Energy is Delaray Tonkin, maar hy is ongelukkig nou in April maand oorlede. So sy sussie en swaar het die besigheid oorgeneem, maar dit gaan baie goed. Ons verstaan ons verskaffer, ons doen baie goed, ons doen al jare besigheid. Hulle produk is suiwer. Weet ons doen baie keer spotchecks en goed en toetsie goed. En hulle verkoop dit as 50 ppm, maar dit is eintlik 10 of 15 of 30, dit is baie skoon diesel. En vir hierdie nuwe trekkers met die nuwe tegnologie met die dieselpompe en injectors, hulle soek skoon diesel. Ja, hy gaan jou vinnig. Hy wys jou gou as 'n moeilikheid is. Maar nee, diesel is 'n groot bekommernis wat diefstal en goed aanbetref. Meeste van ons eintlik al ons trekkers se proppe kan sluit. En dan is 'n groot ons het maar by al ons diesel dowsers of tanks, dus kameras, en ons werk op 'n boekstelsel. So elke keer as daar 'n trekker stop, hier is 'n persoon wat verantwoordelik is vir die diesel. Dan kom hy gooi in, hy skryf die liters van die trekker in wat hy ingooi, maar hy skryf ook die pomp se liters in. Hy skryf wat het die trekker gedoen, wat is sy registrasie, wie is die drywer, en hulle albei teken daarby. En met Rihanna wat dit kontroleer, ek sê ons is by einde van die maand dalk met 'n liter of 3 of 5 uit. So dit gaan net oor jou dipstop, so dit werk soos 'n bom hoor. So ons doen dit maar so. Jy het nou van Rihanna gepraat, nou dink ek Rihanna dink ek rabat. Nou hoe jy het gesê 'n paar konsommetjies soos 'n komputer maak. Hoe lyk die tegnologie in terme van jy weet die sagte ware met ek wil sê rekenmeesters vereistes. Ek sê julle gebruik of ek weet party manne glo nog steeds aan 'n spreadsheet. Ja, nee, ons het Rihanna vat maar al ons diesel inligting wat ons het en dan stel sy maar 'n spreadsheet of 'n ding op en stuur dit dan vir ons boekhouers wat dan vir ons die rabatte terug alles aan mekaar. Ja. Dus weer ek wil sê, hoe sê hulle jou back office is iemand anders Yes. Ja. So ek dink hulle twee werk Rihanna en die boekhouer, hulle werk goed met mekaar saam. Vir ons werk op die stadium, so ons doen dit maar so. Tegnologie, ons het daar dit aangeraak, internet, ek wil sê geofencing, ek weet ons het nou juist die groen masjiene of al die ouens praat van hierdie autonomous trackers en so aan. Ja. Geofencing is 'n gemors. Wat is jou ervaring om dit? Ja, ek sê tegnologie by ons, ek dink dit is ononderhandelbaar. Jy kan nie meer ekonomies boer sonder dit nie. Vir my, ons wil ekonomies boer, dit is wat ons wil doen. Met die tegnologie saam maak dit vir ons moontlik. Jy weet, daar's nog baie besparings. Jy het van die presisiekaarte voor 100%. Sê daai raak nou staan dis onies. Ja. Nee, so met die presisiekaarte saam en met jou presisiestroperkaarte, as jy daar kan gel en jy sit dit in jou planters, jy weet varierende stand, varierende kunsmis, selfs met ons bemesting, of dit nou kalk is of kompos, jy weet jy gooi op jou beter gronde meer en op jou swakker gronde minder. Maar wat ek dink vir ons nou baie goed werk is John Deere se stelsel wat jy op jou foon online na al die trekkers kan kyk. So of ek nou hier sit en of ek in Italië sit en of ek by jou sit, waar ook al, jy weet, ek kan op my foon gaan, ek kan na al my trekkers kyk, stropers, planters, you name it. Ek kan kyk wat se stand word geplant, ek kan kyk hoeveel kunsmis word neergesit, ek kan kyk wat se spoed hulle ry, kan na die trekkers se temperature kyk. Jy weet, die trekkers stuur vir ons e-mails as hulle gediens moet word of as hulle 'n foutkode optel of goed. So ek dink dit is ongelooflik dat die goed dit doen. So jy weet jy hoef nie fisies by hom te wees want ongelukkig ek moet baie van my tyd in die kantoor spandeer. Jy weet met finansies en boeke en papiere.
So ek kan nie elke dag heeldag op hulle sit en jy weet en kyk nie. Ek het 'n klomp dinamiese plaasbestuurders wat dit vir my doen. Maar ek meen ek kan hier sit waar ek en jy nou sit en ons kan kyk wat gaan aan op die plaas. En ek kan sien hoe ver is hulle. En wat vir my ongelooflik is laat ek soos byvoorbeeld met my stroopers live op sy opbrengsmonitor kan kyk. Of ek kan live kyk die land wat hy nou stroop, hoe kleer hy op in, waar doen hy goed, waar doen hy swak. Sommer van my telefoon af. Soos hy real time. Ja, so dis ongelooflik. Ek dink dit vir ons boerdery het 'n groot verskil gemaak. Ja, die tegnologie is ononderhandelbaar hoor. Wat moeilik is ongelukkig tegnologie het 'n prys. Dit kos duur om dit te doen. So ek het ook maar en ek is nog steeds nie klaar nie. Nog nie al ons trekkers het dit op nie. Ons het maar 'n paar wat dit op het. Dis wat jy vroeër toe jy toets op. Ja. Jy kom en dan begin jy ja, my trok. Maar ook omdat dit so duur is, jy weet, as ek al my trekkers dit op een slag moet doen, dit is net onbekostigbaar, dit sal nooit werk nie. Soos wat ons die trekkers nou vernuwe, ekskuus. As ons 'n nuwe trekker koop of 'n nuwe stroper koop of nuwe planters koop of wat, dan sit ons dit in. So op hierdie stadium ons primêre trekkers, almal en stropers het dit in. Ja. En ek voel nou ek sal daarvan hou om oor 'n paar jaar te kan sê alles het dit in. Maar die belangrike is op die stadium het dit in en dit is wat vir my tel. En sou jy weet dit is 'n groot uitgawe, maar tog dis 'n investering. 100%. Nee, dis 'n investering, jy weet, om te kan sien wat aangaan. Ek kan baie meer tyd spandeer in die kantoor. Jy kan rykrag toepas. Verseker, 100%. Dit is die belangrikste. Ja. En as jy gaan kyk na jou onderhoud van jou trekkers, jy weet, 'n trekker hou nie daarvan om met vuil olie te werk nie. Dan is 'n breek ding van. Presies. As jy sy dienste presies kan doen soos wat hy dit wil hê, en jy kan die olie stap en die filters change en alles doen soos wat hy dit wil hê, ek dink dan hardloop daai masjien optimaal. Hy gaan sy lewe gaan verleng. Ja. So nee, ek dink dit werk hoor. Laaste vraag. As jy nou 3 lesse, jy het al klaar fantastiese lesse, ek dink selfs van jou pa af. En so aan, wat in terme van besigheid of persoonlik, wat is 3 goed wat jy sou sê wat belangrik is as jy vir die ouens daar buite 'n paar, ek wil sê tips en tricks kan gee? Ja, ek dink as ek 3 lesse kan gee is definitief ou moet geloof hê. Jy weet jou geloof moet sterk wees. Niemand weet regtig wat gaan gebeur. Hulle voorspel nou 'n El Nino. Maar ons het in die El Nino jare al goeie oeste gemaak. Jy weet met 200 of 300 mm minder reën, maar net goed versprei, kan jy 'n heel decent oes, eintlik ons het al rekordoeste so afgekry. So my pa weer eens het altyd vir my gesê, man, jy doen die beste wat jy kan en jy hou jou kop op die grond. En as jy dit gedoen het, die res kom van die Here af, hy sal vir jou sorg. En of dit nou goed of swak gaan, jy berus daarby. Jy weet, die Vader het ons nog nooit gedrop nie, nog altyd daar uitkoms gekom. So ek sal sê punt nommer 1 speel dit 'n groot rol by my. Punt nommer 2, jy weet ons deel elke dag met klomp mense. Hoe het sy verskaffers of jy weet ons ek werk met baie mense. So menseverhoudings is vir my ongelooflik belangrik, verskriklik. Jy moet ou met respek kan behandel. Jy moet 'n pad met 'n ou kan stap. Jy kry baie meer reg met iemand as jy hom mooi behandel as wat jy nou met die man begin beklei. So dis vir my baie belangrik. Dis eintlik 'n maar persoonlike goed. In die boerdery aspek dink ek ou moet ekonomies boer. Dit gaan oor die ekonomie. Punt nommer 1, ons doen dit omdat dit vir ons lekker is, maar hoekom is ons hier? Ons is hier om geld te probeer of welvaart te skep, as ek dit so kan stel. Ja. So ou moet ekonomies boer. Moenie jouself te hard druk nie. Ek praat nou van nuwe toerusting koop, te duur kunsmis koop. Jy weet, daar's 'n fyn lyn in van goeie skuld en slegte skuld. En nou moet jy jouself nie te hard druk nie. Ek dink goeie skuld is 'n goeie ding. Ou moet ook nie net kontant werk nie, want dan het jy geen kredietwaardigheid nie. So die ouens moet pas op. Ek dink vir my persoonlik, hou my eerder daai spaarbusie en probeer hom volhou
as wat hy die bank, ja, die leerbank. Presies. Jy weet, ja, ons kan lekker gesels oor daai ene. Maar ja, dit is vir my baie belangrik. Jy weet as jy gaan kyk na boerdery, saaiboerdery, wat is die 3 belangrikste faktore van saaiboerdery? Cashflow. Jy weet, dit is waar dit gaan. So, jy moet altyd sorg dat jy cashflow het. Dit is vir my baie belangrik, want dit raak moeilik as jy nou hierdie oes in die land het. Ja, hy is daar, maar hy kan eers in April of Maart maand gestroop, of Maart, April, Mei maand gestroop word. Daar het jy die cashflow probleme. Nou jy gaan beeste verkoop of toerusting verkoop of iets net om die cashflow. So ek het al amper daai les geleer in my lewe wat toerusting aanbetref, maar ons kon dit daarom oorbrug. Maar ou moet baie mooi kyk daarna. So ja, in kort sal ek sê geloof, werk hard, hou jou kop op die grond. Wees 'n mens, jy weet, behandel mense met respek. In ons boerdery sê ek altyd ons almal moet aan dieselfde kant van die tou trek. Jy kan nie een uit die kant trek en die res daai kant, dit sal nooit werk nie. Hê 'n goeie verhouding met jou mense. Ek weet ons almal is net mense, almal maak foute. Ons leer uit ons foute uit, ons help mekaar. En dan ja, ekonomies jy moet ekonomies boer, gesond boer. Net 'n vinnige vraag, dankie vir daai. Het julle, ek wil sê 'n besigheidsreset, daai ratio ek wil sê wat jy verskaans teen daai Maria. Ek wil sê die ouens wat reg boer wat hy kan hy nog vat met 'n mis. Ons het 'n reset. Ek dink as jy gaan kyk na jou omset en jy weet nou wat jou omset is, wat jou winste is en wat dit nie is nie. Ek het 'n som wat ek maak wat ek dan kyk persentasie gewys wat my blootstelling is aan huurkoper of langtermyn skuld of wat ook al. En daar's 'n sekere persentasie wat ek nou kyk en dit moet net nooit oor dit gaan nie. Dan weet jy is alright. Dan weet ek so right. As dit onder daai persentasie is, dan kan ons dit handle. Yes. Maar ou moet pas op dat as dit oor dit begin gaan die banke deesdae hulle persentasie en my persentasie is verskil. Hulle leen maklik geld. Is dit? So as jy noodwendig jou vriend. Ja, nee, kyk jy kan hom druk as jy wil. Maar dis baie gevaarlik. Ek dink kom ons praat maar daaroor die banke sal vir jou as hulle kyk na jou totale grond en jou toerusting en jy weet wat jou boerdery werd is, hulle sal vir jou maklik tot 35-40% leen van dit. Ek sal in my lewe nooit oor 15% gaan nie. Nooit. So ja, dit is maar wat ek dink vir ons werk. Kyk, dit raak moeilik, nie 'n fout maak nie. As daar regtig 'n misoes kom, totaal en al 'n whiteout. Ek dink nie daar is 'n boer wat dit regtig gaan kan handle nie. Dit weet as dit regtig suid gaan, het ons moeilikheid. En ek sê dit eerlik, ons het ons groot moeilikheid. Maar my skoonpa het altyd gesê, solank jou planne net nie opraak nie. Jy moet net planne hê. So ons het planne. Boer maak planne. Ons het planne. Ons gaan definitief nie gaan lê nie, ons sal aangaan. Ek jou laat met 'n interessante ding en dan ons klaar netjie. Die 15%, interessant, die bank. En dit is ook ek het onlangs hierdie gesprek gehad. Die bank finansier 'n besigheid en jy het een kliënt wat meer as 15% van jou omset is, dan raak hulle verskriklik senuweeagtig. So is baie interessant hoe hulle aan die ander kant sê dat geen kliënt mag meer as 15% van die totale omset wees nie. Dan is jy 'n risiko investment, maar ja, dit is baie interessant. Ek amper sê hulle verdraai hulle eie waardesisteem. En ek sê ook nie, verstaan my reg, ek sê nie al die banke is so nie. Ek weet nou maar net ons nou gesien met ons mekaar te plaas probeer. So wat kan gebeur. Ek dink hulle is veral as jy weet dit gaan ook baie oor ekonomie van skaal. Ek dink hoe groter 'n eenheid is, ek nie sê dis makliker nie, maar dit ekonomie van skaal tel vir ons baie deesdae. Jy weet, jy kan met 100 skape nie volhoubaar leef nie. Maar as jy 1000 of 2 of 3000 het, kan jy dit doen. Want jou wins per skaap is net, jy weet, dit is maar min. Selfs maar met boerdery, ek dink as jy bietjie meer hektare het, is dit makliker om jou insette te dek.
En ek dink regtig die kommersiële banke, nie almal nie, maar ek dink as jy 'n redelike gesonde boek het, jy kan maklik heeltemal te veel geld, jy weet, leen of trekkers koop of planters koop of wat ook al. En pas op daarvoor. Jy moet jou margins hê en moenie oor dit gaan nie. Baie dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, onthou asseblief om te deel met jou vriende en familie en baie belangrik teken sommer in dat jy op hoogte kan bly van al die nuwe episodes. Besoek gerus ons Facebookblad @boerpot.